Goeiemiddag en ek wil graag vanmiddag 'n boodskap met u deel met die tema gee my hierdie gebergtes. Kom ons sluit net eers die oë en dan gaan ons die boodskap van die Here opdra. Here, baie dankie dat ons vanmiddag hier kan bymekaar kom. Here, almal wat kyk, Here online of hier, Here, wil ons kom bid dat u nou in ons harte sal kom werk. En wanneer ons hierdie boodskap luister, Here, dat dit vir ons elkeen iets sal beteken vandag. Ons bid, Here, dat hierdie boodskap vandag sal uitgaan en vir elke persoon wat u vandag besluit het, moet hierdie boodskap hoor. En ons gee dit in u hande. Heilige Gees, gebruik my vandag as 'n instrument in u hande. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen en amen. Ek lees graag vir ons uit die boek van Josua en ek gaan lees vir ons Josua 14 vanaf vers 6 tot en met 14. Kom ons lees saam. Toe het die kinders van Juda nader gekom na Josua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê: U weet die woord wat die Here met Moses, die man van God, in Kades Barnea gespreek het, met betrekking tot my en met betrekking tot u. 40 jaar was ek oud, toe Moses die knegt van die Here my uitgestuur het van Kades Barnea af om die land te verken, en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. Maar my broers, wat saam met my opgetrek het in die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Here my God te volg. En die dag het Moses gesweer en gesê: Waarlik, die land wat jou voet betree, sal aan jou en aan jou kinders in ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Here my God te volg. En nou kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het. Nou al 45 jaar later, sedert die Here hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het. En kyk, nou is ek vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog so sterk, soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland, waarvan die Here daardie dag gespreek het. Want u self het die dag gehoor dat daar Enakiete is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, soos ek hulle kan verdrywe, soos die Here gespreek het. Toe het Josua hom geseën en aan Caleb, die seun van Jefune, Hebron as erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, wat vandag toe, omdat hy volgehou het om die Here, die God van Israel, te volg. Tot sover. En my skriftuur vanmiddag kom uit vers 12 uit, wat sê, waar Caleb sê: Gee my dan nou hierdie gebergte, waarvan die Here daardie dag gespreek het. Nou ek wil net begin gou ter inleiding en net noem dat wanneer ons kyk na Kades Barnea was die plek waar hulle bymekaar gekom het voordat hulle die beloofde land moes ingaan. En daar is toe 12 mense ingestuur in die beloofde land in, om te gaan kyk hoe lyk die beloofde land. 12 van hulle het weer teruggekom, en 10 van hulle het gesê: ons kan nie ingaan nie, want die reuse is te groot, daar's te veel mense. En net 2 van hulle het gesê: maar ons kan ingaan, want die Here gaan saam met ons wees. Caleb was een van daai 2 gewees. So ons leef vandag, kan ons vir mekaar sê, in 'n wêreld wat jeug, alles belangrik is dit by jeug kom. Alles gaan oor jonk wees, ons moet sterk wees, ons moet vinnig wees, ons moet modern wees. Maar die Bybel hier vertel vandag vir ons 'n ander storie. God is nie net 'n God van Abraham in sy jeug nie. God is 'n God van Abraham in sy ouderdom. God is nie net 'n God van Dawid toe hy Goliat verslaan het nie. Hy is ook God van Johannes toe hy op Patmos was, as 'n ou man.
En vandag ontmoet ons 'n man hierso, Caleb, wat 85 jaar oud was. Nie in 'n russtoel nie. Hy's nie besig om terug te kyk op die goeie dae en te reminis oor die verlede nie, of besig om te kla oor sy pyne en skete nie, maar hy staan hier voor Josua en hy sê vir Josua, gee my hierdie gebergte. Hy het nie gesê, gee my 'n kussing nie. Hy het nie vir my gesê, gee my 'n kombers of gee my 'n pensioen nie. Hy het gesê, gee my die moeilikste stuk grond in die land, die gebergte. Jesusie, wat 'n man, wat 'n geloof, wat 'n voorbeeld, 'n man van 85 jaar, wat sê, Here, gee my, Josua, geef my die gebergte. My eerste punt vanmiddag kom uit vers 10 uit, en Caleb het nie geleef op herinneringe op dit wat was nie. In vers 10 lees ons dat hy sê, en nou kyk, die Here het my laat lewe, soos hy gespreek het. Nou al 45 jaar sedert die Here hierdie woord met Josef gespreek het. Vir 45 jaar lank dra Caleb hierdie selfde belofte. 45 jaar. Dink daaraan. 45 jaar van wag. 45 jaar van woestyn, van oorlog, van moeilike omstandighede, van teleurstellings. Maar sy geloof het nie oud geword nie. Baie mense word oud in liggaam, maar party mense word ook oud in gees. Hulle leef nie net op stories van gister, ek onthou toe dit en dit gebeur het, of ek onthou daardie dae wat ons R2 'n brood betaal het, of R5 'n brood betaal het, ons onthou daardie dae. Caleb onthou die verlede, maar hy het besluit om in die toekoms te fokus en te lewe. Jy sien, die grootste dae van God is nie altyd in die dae wat agter ons is nie. Maar sommige van God se beste werk is in dit wat gebeur in 'n mens se latere jare. So die eerste punt wat ek al gemaak het, is Caleb het nie geleef op herinneringe nie. Die tweede punt is Caleb het God se belofte vasgehou. In Numeri 14 lees ons hier waar die 12 verspreiders ingestuur is in Kanaan en wat hulle teruggekom het, waar 10 gesê, ons kan nie, en 2 het gesê, maar God kan. Caleb was een van daai 2 wat gesê het, God kan. Jy sien, die meerderheid was verkeerd, en die minderheid was reg. Hy het geweier om sy geloof op mense se opinies te bou. Hy het sy geloof op God se woord gebou, op God se belofte gebou. Jy sien, die belangrike waarheid hier is dat omstandighede mag dalk verander. Mense verander. Ons liggame verander. Maar God se woord is gister, vandag en tot in alle ewigheid is God se woord dieselfde. So die tweede punt was Caleb het God se belofte vasgehou. Die derde punt is Caleb het nie sy passie verloor nie. Hy sê in vers 11, sê hy, ek is vandag nog so sterk. Hy praat nie noodwendig van die spierkrag nie, hy praat van geestelike krag. Sy vuur het nie uitgebrand nie. Sy passie vir God het nie afgeneem nie. Sy visie het ook nie verdwyn nie. Jy sien, die groot gevaar van ouderdom is nie in die grys hare of die plooie of die stadiger beweeg. Die grootste gevaar is om jou passie te verloor. Die vyand probeer ons vuur steel. Die vyand probeer alles om vir ons te sê ons is nou te oud. Sien Psalm 92 vers 15 sê hulle dra nog vrugte in die ouderdom. In die ou vertaling praat hy van in hulle grysheid dra hulle vrugte. Nie hulle bestaan het nog nie, maar hulle dra vrug. Die vierde punt wat ek wil bring vandag is Caleb het nie die maklike pad gesoek nie. In vers 12 lees ons weer, hy sê, gee my dan nou hier die bergland waarvan die Here daardie dag gespreek het.
wat u self het die dag gehoor dat daar Enakiete is en groot versterkte stede. Miskien sal die Here met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe soos die Here gespreek het. Die Enakiete was daar, die reuse was daar, die vestings was daar, probleme was daar, tog sê Caleb hierso, gee my daar die berg. Waarom? Omdat sy geloof, omdat geloof nie bang is vir uitdagings nie. Sien, baie mense wil gemak hê. Caleb wou betekenis hê. En daar is 'n groot verskil. Soos ons self dan nou vandag die vraag vra, waar jy sit vandag in jou lewe, sit jy in gemak? Of soek jy betekenis? Soek jy purpose? Die 5de punt is jou grootste invloed kan nou begin. Sien, ons dink dikwels, ek het my deel gedoen. Ek het my deel gedoen. Maar kyk na die Bybel, en kom ons sê vir mekaar vandag, Moses was 80 jaar oud toe sy bediening begin het. Aaron was 83. Simeon op 'n hoë ouderdom sien hy die Messias. Anna was 84 jaar oud en steeds het sy begin God dien. Was sy besig om God te dien. Johannes waarskynlik in sy 90's toe Openbaring geskryf is. Jy sien, God skryf nie mense af omdat hulle oud word nie. Solank as wat jy nog steeds lig in jou longe het, het God 'n plan en 'n visie en 'n doel vir jou lewe. So jy voel dalk vandag, jy raak oud. Maar ek wil vir jou vandag sê dat God's nie klaar met jou nie. God het besluit dat jy het nog 'n roeping. Hy het nog 'n plan en hy het nog 'n purpose vir jou lewe. Sien, die krag van nalatenskap is, wat het ons wêreld vandag nodig? Ons wêreld het nie influencers nodig nie. Ons wêreld het geestelike vaders en moeders nodig. Ons lees in 2 Timoteus en Paulus vir Timoteus, ek dink is 2 Timoteus, Paulus vir Timoteus gesê, laat die ouer mans die jonger mans help, laat die ouer vrouens die jonger vrouens 'n pad mee stap. Jy sien, ons het manne en vroue nodig wat sal opstaan en jong manne en jong vroue onder hulle vlerk sal inneem en saam met hulle pad sal stap, saam met hulle sal journey, hulle sal disciple om hulle te leer alles wat hulle weet en alles wat die lewe hulle bied. Ons het mense nodig wat bid. Ons het mense nodig wat daardeur moeilike tye gegaan het. Ons het mense nodig wat God se getrouheid alreeds gesien het. Ons het sulke mense nodig. Ons het mense nodig wat sê, maar om 'n huwelik te bou is nie maklik nie, maar hier is wat ek gedoen het om my huwelik te bou. Want jy sien dat die movie wêreld wys vir ons hierdie perfekte huwelik en hoe perfek alles moet wees in die huwelik en hoe perfek liefde is, en dit is nie die waarheid nie. So nou kry ons met mense wat so maklik tou opgooi en skei, want ons het nodig dat ons ouer mense die jong mense lei om te sê, dit is wat liefde is, dit is wat ek moet doen in my huwelik, want om my huwelik te maak werk, kos effort. Die bergte van die laaste seisoen is my 6de punt, my laaste punt vandag. Elke mens het nog 'n berg. Elkeen van ons het nog 'n berg. Dalk is dit vandag die berg van gebed, om vir jou kinders en jou kleinkinders en dalk jou agterkleinkinders in te tree en vir hulle te bid en voor die Here te bring. Dalk is dit die berg van vergifnis. Dalk lê hierdie vergifnis en hierdie ou seer in jou lewe so groot vir jou soos 'n berg, en dis nog 'n berg wat jy moet aantree. Die berg van getuienis, dalk om jou verhaal te vertel. Weet jy, daar's soveel jong mense wat jou storie, jonger mense wat jou storie en hoe jy met dinge gedeel het moet hoor. Dalk is jou berg mentorskap wat die volgende geslag moet lei. Dalk is jou berg die berg van aanbidding om die Here lief te hê tot die einde toe. Sien, daar's nog een berg en dis die grootste berg, die berg van die ewigheid. Caleb het sy aardse berg gewen, maar elke gelowige beweeg na 'n groter bestemming toe. Elkeen van ons beweeg na 'n groter
bestemming toe. Ons lees in Johannes 14 en ons lees vanaf vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan, sê Jesus, om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Vir die gelowiges is die dood nie die einde nie, maar die begin. Dis die begin, die dood. So vandag kan ons vir mekaar hierdie vraag vra, ter afsluiting. Watter belofte is daar dalk ek of jy aan vashou vandag nog? Om te sê, die Here het hierdie belofte vir my gegee dalk 30 jaar terug. Dat ergens, Here, gaan U my gebruik. Hou U aan daai belofte vas. Dat die Here dalk gesê het, hy gaan vir jou deurbraak bring. Hou jy aan daai beloftes vas. Watter berg moet jy dalk nog vandag klim? Waar is daai gedeeltes in jou lewe wat jy dalk jou passie verloor het? Wat moet jy dalk vandag nog beïnvloed? Wat is daar wat God jou nog voorroep om 'n verskil in te maak? Wat wil jy en ek hê moet ons nalatenskap wees wat ons vir ons kinders en ons agterkleinkinders moet los? Josua 14 vers 12, gee my nou daardie gebergte. So jy mag dalk vandag wat luister, 50, 55, 65, 75, 85, 95 wees, genade dalk 100 jaar oud wees. En die wêreld mag dalk vir jou sê dat jou beste dae verby is. Maar God kyk vandag na jou lewe. En hy vra nie hoe oud is jy nie. Hy vra jou, glo jy nog in my? Vertrou jy my nog? Is daar nog vuur binne in jou hart? En soos Caleb kan ons antwoord, Here, ek is nog nie klaar nie. Here, ek is nog nie klaar nie. Gee my hierdie gebergte. Gee my hierdie gebergte. Kom ons sluit ons oë. Hemelvader, vandag wanneer ek kom bid vir elke persoon onder die klank van my stem of hierdie video vandag geluister word of wanneer ook al, Here, wil ek kom bid vir die persoon wat luister vandag. Ek wil kom bid, Here, vandag vir 'n vernuwing van geestelike vuur binne in ons. Ek wil bid, Here, vir 'n nuwe uitstorting oor ons lewens van purpose, van doelgerigte lewe, van die hemelse vuur. Ek bid vir vars olie vandag om oor ons uitgestort te word. Ek bid vandag, Here, dat iemand sit dalk en luister hier vandag vir my wat hoop verloor het. Ek bid vandag, Here, dat hulle hoop herstel sal word in die naam van Jesus. Here, ek bid vir vandag vir die genesing van teleurstelling. Iemand het vandag, Here, dalk besef, daar's dalk nog mense wat ek moet vergewe. So ek kom bid, Here, vandag, dat die mense wat luister en dalk die persoon, Here, wat dit nou op hulle harte lê, Here, dat hulle sal help om te vergewe. Ek wil kom bid, Here, ook vir mense wat in hulle laaste seisoene beweeg. Kom bid ons vir krag. Here, ons kom bid vir doelgerigtheid. Ons bid vir purpose. En Here, ons kom bid vir 'n sterk nalatenskap na ons kinders en kleinkinders toe. Dankie, Here, vir hierdie woord vandag. Dankie, Here, dat ons hier kan leer van 'n man wat 85 jaar oud is, wat gesê het, Here, gee my daai berg. Here, gee vir ons die krag om nie te bang te wees vir daai berg nie. En om daai guts te hê om te sê, Here, gee my daai gebergte. Gee my daai wat U nog wil hê ek moet doen in die lewe. Gee my nog daai purpose. En dankie dat ons dit vandag kan kom bid, Here, oor elke persoon wat luister. Bid ek dit vandag in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Wees geseënd.